Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by ons erediens vanoggend. Mag u elkeen ook die besondere teenwoordigheid van ons Here vandag ervaar. Spesiale welkom vir al die moeders op Moedersdag. Ek gaan 'n bietjie preek oor Moedersdag, maar dit beteken nou nie die manne mag slaap nie. Ek sal nog steeds kyk dat julle wakker bly. Geliefdes, kom ons begin ons diens. As toetrede sing ons gesang 188. Ons gaan daarvan die eerste en die derde verse sing. Gesang 188 as toetrede. Stuur nou, Here, u lig en u waarheid, dat dit ons lei na u heilige berg, na u woning. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die groet van ons Here. Kom ons loof God met die sing van Vonklied 84, strofe 1 en 2. Riglyne vir ons lewe. Broers en susters, die Here het al in Eksodus 20 gesê dat hy die God is wat vry maak.
Hy het immers Israel uit Egipte bevry. En toe eendag by die berg Sinaï gee hy vir Moses 2 kliptafels en sê daarmee: As jy vry wil bly, dan moet jy naas my geen ander gode hê nie. Dan mag jy nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak en dit vereer of dien nie. Dan mag jy die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Dan moet jy sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou en daarop rus. Dan moet jy jou vader en jou moeder eer. Dan mag jy nie moord pleeg nie. Dan mag jy nie egbreek pleeg nie. Mag jy nie steel nie. Dan mag jy nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. En dan mag jy nie begeer nie. As ons eerlik onsself ondersoek voor die spieël van die woord, sal ons sien dat ons vryheid in hierdie week keer op keer weggegee het. Genadeverkondiging. Broers en susters, ten spyte van die feit dat ons onsself aan die boeie van die sonde wil vasmaak, is alles nie vir ons verlore nie. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar: Hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Dit is ook ek en jy. Kom ons bely nou ons geloof staande deur te sing van Gesang 512, strofe 1 en 2. Geliefdes, ek wil vanoggend uit die Nuwe Testament vir julle lees enkele verse uit die eerste hoofstuk van die evangelie na die beskrywing van Lukas. Lukas hoofstuk 1 en dan gaan ons lees vers 34 tot 38, 4 versies saam. Dit is 'n baie bekende oomblik in die geskiedenis wat God met ons het. So ek gaan nou nie die hele hoofstuk lees, dis nie nodig nie, julle ken dit baie goed, maar ek wil klem vanmôre op hierdie 4 versies lê. Maar voordat ons dit doen, kom ons sit so, dan bid ek vir ons. Baie dankie Here dat ons vanmôre as sondaar mense voor U mag kom. Toe ons hier by die kerk kom, is daar iets in ons hart
wat anders is. En Here, ons voel anders, want ons kan voor U kom en ons kan weet, wie ook al ek is, die Here het my vergewe. My Here is lief vir my. Ek kan voor hom kom en weet, dis hy wat my geroep het. So voel ons, Here, en so kom ons dan nou voor U en ons vra, sien ons raak, U het ons lied gehoor, U het gehoor hoe ons in ons harte saam met ouderling Dani bely, ons glo in U, ons weet dat U die een is wat vir ons God is. Nou bid ons en ons vra dat U woord vir ons sal oopmaak. Help ons om te luister, maar meer nog, Here, help ons om te verstaan. Werk met die Gees. Laat ons U boodskap hoor. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Lukas 1 vanaf vers 34. Geliefdes, is hier waar die engel Gabriël by Maria kom en vir haar sê, sy gaan die moeder van Jesus word. Maria het vir die engel gesê, hoe kan ek 'n kind kry? Ek nog nooit by 'n man geslaap nie. Die engel het vir haar gesê, die Heilige Gees sal op jou kom en die krag van die Hoogste God sal soos 'n skaduwee oor jou wees. Daarom sal God sê, die kind wat gebore word is heilig. Hy is die seun van God. Maria, daar's 'n vrou, Elisabeth, in jou familie. Sy's oud en sy kon nooit kinders kry nie, maar ook sy sal 'n seun kry. Sy's nou 6 maande swanger. God kan alles doen. Daar's niks wat hy nie kan doen nie. Maria het gesê, ek sal doen wat die Here wil hê. Die Here kan met my doen wat jy gesê het. Toe het die engel weggegaan van haar. Ek lees tot hier. Belangrik vanmôre, geliefdes, is die antwoord van Maria hier aan die einde van ons teksgedeelte. Ek sal doen wat die Here wil hê. Die Here kan met my doen soos wat jy gesê het. Geliefde, salig is julle vanoggend as julle hierdie woorde hoor, as julle dit regtig glo en as julle ook so gaan lewe. Broers en susters in ons Here Jesus Christus, so enige man bevind hom op 'n baie gevaarlike plek wanneer jy iets algemeens oor vroue moet sê. Dit werk nie uit nie, bykans nooit nie. Dis 'n gevaarlike ding om te doen. Jare gelede het ek een keer op Moedersdag gepreek en ek het vreeslik gepreek vir die broers die oggend en gesê, luister, jy gaan nou huis toe en jy prys jou vrou, jy sê vir haar hoe goed en hoe mooi en alles, moet nou nie moeilikheid maak nie. Vat nou Moedersdag en gee jou vrou net komplimente en hou in die week aan. Moenie Maandag stop nie. Hier by Dinsdag kry ek 'n ouderling by die koöperasie en hy praat met my oor die preek. Hy sê vir my, nee, ek het daai goed sommer Maandag aand gestop. Ek sê, hoekom? Nee, sê my vrou het gesê dit raak nou weird. Slim woorde wat terugkom om jou te byt. Vergewe my, broers en susters, maar ek gaan weer probeer om iets te sê oor moeders op Moedersdag. Ek weet dis nie 'n godsdienstige feesdag nie, dis tog logies. Maar as ons as mense, as gelowiges kyk, dan kan ons nie iets anders daaroor sê as binne die ruimte van die geloof nie. Ons dink tog nie aan mekaar buite die geloof om nie.
Ek dink tog juis as ons op Moedersdag stil staan, kyk ons ook in die Bybel terug en ons kyk ook in ons geloofservaring terug en elkeen van ons kan dink oor ons eie moeder, ons susters, ons familie, die tannie in die kerk wat vir my Sondagskool gehou het. Ons onthou hulle almal. En ons besef, daar loop 'n spoor van vroue in die geskiedenis van God se werk in sy kerk. So ek wil vanmôre ietsie sê oor ons moeders, oor ons vroue, en hoe God ons as geloofsgemeenskap seën deur hulle vir ons te gee. Broers en susters, toe Maria 'n tiener was, toe word sy gekonfronteer met 'n ongelooflike, krities moeilike keuse. Die Here kom na haar toe deur sy engel Gabriël en hy sê in essensie vir haar: jy moet nou mooi dink wat jy hier doen, want jy gaan die Christus se moeder word. Vir 'n onskuldige jong meisie moes dit mind-blowing gewees het om daai woorde te hoor. Maar tog antwoord Maria suiwer en dadelik en sekuur: ek is die Here se dienaar. Ek glo in God. Dit moet so gebeur soos jy gesê het. Dit gaan gebeur. In alles wat hierdie vrou in haar lewe sou doen, wat ons baie van lees in die Nuwe Testament, in al die dinge wat sy doen, in alles wat sy oorkom, was hierdie oomblik die grootste oomblik van haar lewe. Ja, ek is reg. Die Here kan maar met my doen soos hy goed dink. Was sy senuweeagtig? Beslis. Was sy onseker oor wat gaan gebeur? Natuurlik. Geen twyfel daaroor nie. Ek dink sy het vrees gehad. Die diep onder in haar maag was daar 'n pyn. Sy het geweet wat nou gaan gebeur, gaan nie altyd reg en lekker en sonder seer wees nie. Sy was 'n mens met menslike instinkte, 'n vrou met moedersinstinkte. Maar toe die Here vir haar vra, toe sê sy ja. Ek wil vandag Maria se storie vat en ek gaan drie raakpunte in haar storie na kyk. En ek wil hê ons moet hoor, broers en susters, hoe dit vir ons voorbeeld is vandag. Maria het haar in die eerste plek aan God toegewy. Dis die eerste ding wat sy doen, in plaas daarvan om te sê, nee, Here, ek is nie reg nie, ek weet nie wat kom nie, ek het nog nie met 'n man gemeenskap gehad nie, ek weet niks van hierdie goed waarvan jy nou praat nie, hoe kan dit wees? Ek is nie reg daarvoor nie. Sy sê niks van daai goed nie. Ja, ek is bereid. Dis die eerste les wat ons by Maria moet leer.
wanneer die Here in haar lewe kom, letterlik, sê sy ja. Nie wag nie, nie ek wil nie, nie wat van nie, nie hoekom nie. Ja, ek sal doen wat die Here van my vra. Dis miskien Maria se belangrikste les. 'n Les wat sy nie net vir 'n ander vrou leer nie, maar vir almal wat na haar kyk. Maria gee haarself aan die Here oor, volledig. Sy dink nie aan haarself nie. Sy dink eerste aan God. Maar dan kom die tweede en belangrike les. Nadat Maria ja gesê het, sit God die bal aan die rol. En hier leer ons dat Maria nie perfek is nie. Ek weet daar is kerke in die wêreld wat Maria heilig maak. Die waarheid is eenvoudig dat sy nie heilig of perfek is nie. Sy is 'n mens. Op Netflix is daar 'n fliek. Ek dink sy naam is Healing Hands. Ek is nie doodseker oor die titel nie. Dit gaan oor die storie van Dr. Ben Carson. Dit is een van die bekendste pediatriese neurochirurge in die wêreld. Met ander woorde, om dit in gewone Afrikaans te sê, dis 'n ou wat 'n babietjie se brein oopmaak. Om dit te kan doen, moet jy weet wat jy doen. Hy vertel sy lewensverhaal en dan sê hy, toe ek klein was, klein, toe ek net begin lees het my ma as ek van die skool afkom vir my boetie gesê, julle moet vir hierdie week elkeen 'n boek lees. En Vrydag wil ek hoor wat is die boek wat julle gelees het. En sy het vir hulle gedrul. Hy en sy boetie het elke week 'n boek gelees. En hulle moes Vrydagmiddag na skool vir hulle ma vertel wat die boek is wat hulle gelees het. En vir hom het dit tweede natuur geword. Dit het hom gedissiplineer. Dit het hom geleer om te lees en geleer om te leer. Maar toe hy 13 jaar oud was, toe kom hy agter, sy ma kan nie lees nie. Hierdie vrou was ongeletterd. En sy het 'n neurochirurg en 'n ingenieur grootgemaak. Sy was nie perfek nie. Maar sy het gegee wat sy gehad het. Liefde, aandag, dissipline, ordentlike, morele waardes. Sy het haar kinders reg grootgemaak. Maria was nie perfek nie. Met Jesus se eerste wonderwerk by die bruilof te Kana, is Jesus daar, hy's as dit ware gas, en dan kom sy ma na hom toe en sy sê, hier's 'n probleem, hier's nie meer wyn nie, kan jy help? Nou as kind onthou ek, as daar tannies kom kuier het, dan het my ma baie keer gesê, vertel bietjie vir die tannie wat jy gedoen het by die skool. Oeg, ek het dit gehaat. Mammies hou daarvan om te spog met hulle kinders. En as ons na die bruilof te Kana kyk, dan is dit amper asof Maria vir die mense sê, moenie worry nie, ons sal wyn kry, my kind is hierso. En sy sê vir hom, sy plaas druk op hom, en soveel so dat hy hom half vir haar vererg en sê, vrou, hoekom bring jy my in die goed in? Maria was nie perfek nie. Sy was ook 'n mens, en sy was ook 'n ma. Later, toe dinge rof raak en Jesus begin in die openbaar optree, moes Maria iewers gevoel het, maar ek kry nie my tyd met hom nie. Ek is sy ma, maar al wat hy doen is hy preek, hy's besig met mense dag en nag.
Wat van my? Ons lees op 'n stadium dat een van sy broers vir hom na hom toe stuur en vir hom sê, jou ma wil met jou praat, terwyl hy besig was om te preek. En dat Jesus sê, wie is my ma en my broers? Die mense wat voor my is hierso, dis my ma en my broers. Maria was nie perfek nie. Sy wou ook 'n bietjie haar seun vir haarself gehad het. Sy wou ook 'n bietjie spog met hom. Dit beteken nie die Here gebruik jou nie as jy nie perfek is nie. God het jou lief. En hy weet watter foute jy maak. En ten spyte van al jou foute, vat hy jou nog steeds. Meer nog, hy vat jou nie net nie, hy pamperlang jou nie net nie, hy gebruik jou, God wend jou aan. Hy maak dit so, dat jy iets kan doen vir hom. Ons leef in 'n tyd waar vroue bespreek word en oor gepraat word asof hulle nie eers in die vertrek is nie. Ons leef in 'n tyd waar die rol van vrou wees, die aard van vrou wees, bespreek word en uitmekaar gehaal word en herontwerp word. Ons hoor die vreemdste dinge van geslagsliberasie en rolle van vroue wat moet verander. Susters, ek wil iets hieroor sê en vergewe my as ek dit persoonlik maak, maar ek verstom my aan die wêreld wat 'n vrou se rol wil koppel aan die modes en die politiek van ons tyd. Gaan lees 'n bietjie Spreuke 31 aan die einde van die hoofstuk. Dan is koning Lemuel se ma aan die woord. En die tannie sê iets oor hoe 'n vrou moet wees. En sy sê 'n klomp goed. Julle onthou altyd, want dis die ding wat hulle op die boekies sit altyd, 'n vrou se waarde is ver bo korale. Mense vandag weet nie eens meer wat is korale nie. Maar ons ken die spreekwoord. Dis 'n sinnetjie uit daai hele hoofstuk en dis die belangrikste hoofstuk wat jy moet gaan lees as jy iets wil weet van die waarde van 'n vrou. Want daai vrou, die koning se ma, beskryf 'n ongelooflike persoon met baie fasette in haar lewe. En dan sê sy werk, sy versorg, sy het lief, sy doen al hierdie goed, hierdie vrou. Maar my seun, as jy wil weet of 'n vrou belangrik is, of sy goed is, dan moet jy vra of sy die Here dien. Daar's baie dinge wat 'n vrou doen, daar's baie dinge wat 'n vrou verkeerd kan doen. Maar as sy die Here dien, dan is sy reg. Maria leer ons 'n belangrike les. Sy sê ja vir die Here. Sy werk, want om Jesus se moeder te wees, was 'n voltydse werk. Sy maak foute, maar sy doen dit omdat sy in die Here glo, doen sy dit konstant sonder om op te hou. Miskien is dit die laaste ding wat ons vir mekaar kan sê vanmôre. Wanneer 'n vrou deur God geroep word om 'n moeder te wees, hou sy nie op nie. Jy hou nooit op om 'n ma te wees nie. Toe Jesus aan die kruis hang,
het daar 'n groepie mense by hom gestaan. En tussen hulle was sy ma. Maria het nie daar gestaan soos 'n standbeeld sonder emosie nie. Trouwens, ek dink Maria het met elke bloeddruppel wat daar gedrup het sy as ma ineengekrimp. Haar seun was besig om voor haar te sterf. Maria se hart het gebreek. Sy was van die begin af ma. Uit ons skrifgedeelte, toe God haar geroep het, toe het sy die keuse gemaak, ja, ek sal sy ma wees. En daar voor die kruis was sy nog steeds sy ma. As die Here jou roep om 'n ma te wees, hou dit nie op nie. Ja, dit kom met 'n allerhande klomp goed saam, onder andere seer. 'n Ouer, ma of pa, 'n ouer beleef pyn. As jy 'n kind het, beleef jy iewers in jou lewe pyn. Ons almal wat ouers is, weet dit. Die pyn het verskillende name. Siekte en dood en egskeiding en mislukking en verslawing en verwerping. Daar's klomp name wat ons kan sê wat hierdie pyn beteken. Maria het dit geken. Maar sy het nie opgehou nie. Voor die kruis, stikkend gebreek, deur wat hulle aan haar kind doen, was sy nog steeds sy ma. Geliefdes, Maria het 'n kans gehad om ja vir God te sê, en sy kon 'n vrou word wat die wêreld sien verander het in die lewe van haar eie kind. Sy kon dit sien. Party ouers leef lank genoeg om God se lewe in hulle kinders en selfs dalk hulle kleinkinders se lewens, God se plan te sien. Dit is en dit bly 'n voorreg. Vanmôre wil ons dankie sê vir elke vrou, vir elke moeder. Elke moeder wat haar hart vir die Here gegee het en in geloof die pad saam met hom stap. Ons gemeente is baie bevoorreg. Ons sien die honderde sterk hande van die vrouens wie die Here in hierdie gemeente geroep het. Hande wat vir niks verkeerd staan nie. Ek het ander dag gelees iemand wat sê daar is nie iets soos evolusie nie, want as daar evolusie was, dan het elke vrou 4 arms gehad. Ons sien julle vrouens. Ons sien julle harde werk. Ons sien julle geloof. Ons is dankbaar vir julle voorbeeld. Onthou, julle is 'n voorbeeld vir die wêreld, vir mekaar, vir julle kinders, vir ons, die mans in hierdie wêreld, wat die spasie saam met julle moet deel. Julle is ook vir ons 'n voorbeeld. God het julle gekies. God het julle vrouens gemaak. Moeders. En hy het julle geroep om 'n baie spesifieke rol te vervul. Nou, onthou die voorbeeld van Maria. Kies altyd God. Sê ja vir hom. Weet jy's nie perfek nie. Maar altyd. Moenie ophou nie. Gelukkige Moedersdag. God se vroue. Amen. Kom ons dank.
Baie dankie, Here, vir die kragtige voorbeeld van Maria. Dat sy vir ons kon wys. Dis hoe 'n vrou, 'n moeder, moet leef. Ons dra vandag ons vrouens, ons moeders aan U op. U het elkeen geseën toe U hulle geroep het, toe U hulle vrou gemaak het. Toe het hulle geseën met talente en gawes, vermoëns, en U het vir hulle die geleentheid gegee om vir die wêreld 'n seën te wees. Dankie dat ons hulle so mag ken en mag lief hê. Dankie dat U hulle so gebruik om ook U koninkryk, die werk van U koninkryk hier op aarde te doen. Op hierdie dag dink ons aan hulle in liefde en dankbaarheid en ons dra hulle aan U op en vra, seën hulle. Vader, ons is absoluut van U afhanklik. As mense leef en bepaal en bestuur ons lewens, daar's baie dinge wat ons doen. Maar uiteindelik word ons soveel keer herinner. Ons kan doen wat ons wil, maar God sal laat gebeur soos Hy. Daarom, Vader, gee ons onsself soos Maria opnuut aan U oor. Wat U met ons wil doen, Here, doen dit. Gebruik ons. Laat ons lewe soos U wil hê ons moet lewe. Ons gee onsself aan U oor. Ons glo nie. Ons weet, U doen die regte ding. Vergewe asseblief ons sondes, Vader. Ons pleit dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. Kom ons sluit af, geliefdes. Ons gaan verse 1 en vers 2 van Vonklied 38 sing. Vonklied 38 vers 1 en 2 ten slotte. Daarna bly ons staan vir die uitspreek van die seën en dan sing ons ook die amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan dan huis toe in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met sy Heilige Gees sal nou en vir altyd by julle elkeen wees.